Advent gaan oor wag. Ons woon in 'n tyd dat dit al hoe moeiliker raak om te wag. Ons woon in 'n samelewing wat ongelooflike spoed het. Dinge gebeur so vinnig. Ek kan byvoorbeeld al my Kersgeskenke nou bestel op my foon en dit kan binne 'n week hier by my wees. Ek kan in my kar klim en ek kan binne 'n paar uur honderde kilometer ver ry. Ek kan my selfoon optel en ek kan 'n vriend bel wat aan die ander kant van die wêreld is. Ek kan enige film of nuusberig of stukkie inligting blitsig in die hande kry. Nou die spoed van ons samelewing is nie 'n slegte ding nie, maar dit beteken dat ons sukkel om te wag, dat ons al hoe slegter wag, omdat ons al hoe minder wag. Tog is wag 'n kritiese deel van ons elkeen se lewens. Ek meen jy moet wag as jy swanger is. Jy moet wag vir 'n diagnose. Jy moet wag vir 'n werksaanbod of dalk wag jy eenvoudig vir die blomme in jou tuin. Ons almal wag. En daarom bly dit belangrik om Advent te vier. Om te oefen om te wag. Kom ons lees saam uit Matteus 3 van Johannes die Doper. 'n Goeie leermeester is vir ons in hierdie tyd van Advent, 'n tyd wat vinnig is, maar 'n tyd wat ons nooi om te kan wag. In daardie tyd het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra met 'n leergordel om sy heupe, en sy kos was sprinkane en wilde heuning. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan omgewing na hom gegaan, en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Hoekom is dit belangrik dat ons moet kan wag? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit 'n deel van die kerklike jaar, 'n seisoen wat ons vier, 'n seisoen van wag? Wel, die antwoord het te maak met wat ons verlede week oor gesels het, oor die feit dat God altyd teenwoordig is, dat God hier is. Maar vir twee redes sukkel ons om hier te wees, om teenwoordig te wees. Die een rede is dat ons 'n oormatige gehegtheid het aan die situasie waarin ons onsself bevind. Byvoorbeeld, neem nou maar 'n moeilike situasie soos in die verkeer te sit. Is oorweldigend. Dit is nie lekker nie, mens kry warm, mens is moeg, jy's dalk op pad werk toe of van die werk af en jy's gespanne. En dan raak jy bietjie opgesweep in dit wat om jou gebeur. En jy begin dalk later bestuur soos die mense wat onbeskof bestuur om jou. En dalk besef jy na die tyd, maar is dit nou nodig dat ek so opgesweep raak in die oomblik, tot so mate dat ek amper nie meer teenwoordig was nie. Dis die eerste neiging wat ons het. Die tweede neiging is om eintlik 'n aversie te hê teenoor die oomblik. Om te sê, maar ek wil niks te doen hê met hierdie situasie waarin ek is nie. Ek sal eerder ontvlug, ek sal eerder dagdroom, ek sal eerder bekommer oor iets anders. Dis om opgesweep te raak in die dinge wat buite die situasie of die oomblik gebeur. Om goed te kan wag is om teenwoordig te wees. Dis om geduldig en oop te wees vir God wat hier in die oomblik met ons is. So Johannes die Doper is iemand wat weet dat God hier is. Dis iemand wat weet dat God is ook op pad. Is iemand wat lewe in God se advent, in God se naderkoms. En daarom sê Johannes, daarom preek hy, bekeer julle,
want die koninkryk is op hande. Nou hierdie woord bekeer beteken baie letterlik om te draai. Om te draai. Aan die een kant om te draai van die dinge wat jou toemaak vir God se teenwoordigheid of toemaak vir die koninkryk wat kom, die advent. Dis nou byvoorbeeld die aversie vir die oomblik of die oormatige gehegtheid aan die oomblik. Dis om weg te draai van dit af, bekering, maar is ook om te draai na God toe. Om te draai na die God wat eerste na jou toe gedraai het. Daarom sê Johannes, daarom nooi hy ons uit, maak die pad vir die Here gereed. Maak die pad vir die Here reguit. Met ander woorde, maak jouself gereed vir God se naderkoms. Berei jouself voor. Dis duidelik in die Matteus se verhaal van Advent dat 'n klomp ongewone dinge aan die gebeur is. Ons lees sommer daar heel aan die begin dat die Messias uit Nasaret sal kom. Dit is een van daai plekke in die Bybelse tyd wat jy liewers nie vir mense wou gesê het, jy kom van daai omgewing af nie. Ons lees die Messias kom van Nasaret af. Nie Jerusalem of ander groot belangrike stede nie. Ons lees ook van politieke leiers wat so groot skrik dat hulle angstig word en dat hulle baba seentjies wil gedoodmaak. Ongelooflik eienaardig. Ons lees dat die geloofsleiers, die mense wat in die tempel bedien, dat hulle ook angstig word, dat hulle dit sal misken of ontken, dat die Messias op pad is. Teenoor 'n man wat, Johannes die Doper, wat in 'n woestyn, 'n verlate, onherbergsame plek begin preek, nie in die stad nie, nie in die tempel nie, nie in die kerk nie, op die verlate plek, buite die stad, hy het daar begin preek. 'n man wat nie lyk soos die geloofsleiers nie. Dis 'n man wat bly daar in die woestyn. Eintlik maar so 'n hawelose man. 'n Man wat sprinkane en wilde heuning eet en wat kameelhare dra. Nie die tipe persoon wie jy sou verwag die koms van die koninkryk, die koms van die Messias gaan verkondig nie. Is duidelik dat wanneer die koninkryk kom, of dat wanneer ons vertrou die koninkryk is op pad, ons oop moet wees vir die feit dat dit op ongewone maniere en deur ongewone mense na ons toe sal kom. Om die pad vir die Here voor te berei in jou lewe, om die pad gelyk en reguit te maak, beteken om oop te wees vir God in die ongewone. Ek het in die week gelees van iemand wat skryf, hierdie tyd van die jaar is vir hulle so moeilik, hulle is so moeg en oorlaai en oorweldig. En nou moet sy nog tyd maak vir Kersfees, en sy moet tyd maak vir hierdie draai na God toe, vir die soeke na God in hierdie tyd van die jaar. Maar dan besef sy, Advent gaan nie eerstens oor sy wat na God toe draai nie, sy wat vir God kom soek nie. Dit gaan oor God wat na ons toe kom. God wat ons nader, God wat na ons toe draai, God wat mens word, God wat ons kom haal, God wat ons kom soek, ons kom belig, God wat na ons toe draai. Mag jy in hierdie Kerstyd die God beleef wat nader kom na jou toe, wat na jou toe draai. Mag jy sy besonderse liefde in die ongewone plekke, deur ongewone mense, op ongewone maniere beleef. En mag jy wag en weet, die koninkryk van die hemele is op hande. Amen.